Ja, U alleen is waardig om die boek te neem. U alleen is waardig. Here, ons kom uit vanmôre. En ons kom onderwerp onsself aan die autoriteit. Aan die almag, U almagtigheid. Ek sê ons Vader, U is die enigste krag wat in ons werk. Elke ander mag, elke ander krag, ons bind jou in die naam van Jesus. U is almagtig. Die heerskappy en die heerlikheid sal wees tot in ewigheid. Thank you, Jesus. Wil jy net die naam Jesus net oor jou lippe spreek, jy kan dit saggies sê. Sê net Jesus. Thank you, Jesus. The name above all names. All authority. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. In hierdie atmosfeer waar die koning van die konings heers. Die naam bo elke naam. As nie 'n ander naam aan Jesus. Is Jesus. Soos jy in my skoene staan vanmôre, dan sal jy verstaan as ek vir jou sê, ek vra vir die Here, wat om te sê vanmôre, want ek het nie meer veel geleentheid nie. Ekskuus, verskoon net gou. En dit beteken vir geen rede dat die woord van God gaan ophou nie. Ek sê nou vir oom Errol staan by die deur. Hy sê vir my, hy is nie bly nie. Ek sê vir hom, ek ook nie. Ek sê vir hom, maar nou het julle 'n geleentheid om iemand te kies wat kort kan preek. En wat vir julle 3 keer 'n week kan kom besoek. Julle kan dit kies. En eintlik wat ek sê is dat wanneer ons hom noem die Alfa en die Omega, dan besef ons dat hy is die begin en die einde. En ek sal baie kere sal ek verwys na jou trouring. Ek het nie 'n trouring nie. Ek is getroud, wettiglik. Hy is wettiglik my vrou. Maar as jy kyk na 'n ring, dan sien jy, daar's geen beginpunt en daar's geen einde nie. En as jy sou kies en sê, hierdie punt is seker die beginpunt, is dit ook die eindpunt. En is dit so dat ek verstaan dat God in sirkels werk, en dat wanneer dinge voel asof dit tot 'n punt kom, is dit eintlik die begin van iets nuuts.
wat net vir my sê is, God hou net nooit op nie. En wanneer daar 'n einde gebring word aan iets, dan is dit eintlik die aankondiging van iets nuuts. En daarvoor is ek nie bekommerd nie. Want die aankondiging van ons einde hierso op Sabie is eintlik die begin van iets nuuts, iets anders. En daaroor is ek baie opgewonde. En voor ek by die woord kom, wil ek maar net van my kant af, wil ek net sê, dankie vir julle. Want julle het ons beter mense gemaak wie ons was. Ek het altyd gesê, we give purpose to one another. So uit my hart wil ek vanmôre vir julle kom dankie sê. Dankie, dankie. Ons gaan beter mense hier weg, as wat ons 9 jaar hier aangekom het. En so het ek vertroue ook, dat die goeie werk wat hy begin het, nie gestop sal word nie. Elke deurbraak, wat ons deurgemaak het, skep die platform, vir die volgende ding wat moet gebeur. En daarvoor sê ek dankie. Hy sluimer nie en hy slaap nie. Hy is die Alfa en die Omega. En my gebed is, dat dit wat begin was in jou lewe, en wat God in jou lewe gedoen het, dat dit nie sal stop, omdat ons nie meer is nie. Inteendeel, groter dinge is op pad. Groter dinge is op pad. So ek wil hê ons moet ons Bybels blaai asseblief na Matteus 16 toe. Die tema van my boodskap vandag is die bouer. Ek sien dit word aan daar op die skerm, nou sê ek is vanaand. Is die bouer. En kom ons ontmoet hierdie bouer, wat ek van praat. Van vers 15 sê hy, Matteus 16. En hy vra sy disippels en hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? En dis Jesus wat die vraag vra en Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ons kan praat oor die getuienis van Petrus, ons kan praat vanmôre oor die rots, maar ek wil praat oor die bouer van die gemeente. Waar Jesus sê, sal ek my gemeente bou. En ek sien hier neem Jesus die verantwoordelikheid oor sy gemeente. Jesus neem die verantwoordelikheid vir wat hy wil hê. Hy neem die verantwoordelikheid vir wat gebou moet word. En tot so 'n mate neem hy die verantwoordelikheid en hy sê, dit wat ek bou, die Seun van God, die blinkmorgenster, hy sê die doderyk sal niks daar kan doen nie. Amen. Glory, glory, glory. En dit beteken dat al wil ons sê, sy gemeente moet anders lyk, en al het ons dalk ander planne vir sy gemeente, ons kan dit nie sê nie. Hy sê, ek sal my gemeente bou.
En dit sluit Sabie in. Ons het 'n klomp gemeentes hier in die dorp. Wat maak Sabie Volle Evangelie Kerk spesiaal? Niks. Maar is alles deel van sy plan. En dit wat hier gebeur, het niks met my, niks met jou. Dit het alles met sy wil te doen. Die bouer van die gemeente. Nou, hier is die praktiese vraag. So hoe bou Jesus sy gemeente? Ek gaan baie prakties praat met jou vanmôre. Okay. Hoe bou Jesus sy gemeente? Ek ken vir Gabriel. Okay, hy is die boodskapper. Okay. Ek ken vir Michael, die warrior, die aartsengel, wat oorlog maak. Wie is die bouers? Waar is die kontrakteurs? Ons sê dankie vir oom Hans en ons sê dankie vir Antoinette wat so mooi gebou het daar. Hoeveel stene het jy daar gebou, Antoinette? Niks. Oom Hans, hoeveel stene het oom gebou? Antoinette sê, oom Hans het die stene gebou. Hoeveel stene het oom gebou? Het oom fisies gebou daar? Het oom 'n steen opgetel daar? En hom gelê? Alleen? Het oom al die stene gebou? Hoeveel pype het jy, hoeveel rioolpype het jy gekoppel, Antoinette? Ek tog jy het gebou. Nou wat nou? Jy sien, en ons moet soms 'n ding net afbreek tot so eenvoudigheid, dat ons kan verstaan wat is dit wat Jesus eintlik sê. Want ek wil vandag vir jou sê, ek het nog nie gelees in die hemel van 'n groep engele, wat bakkies het, en troffels, en scaffolding. Ek lees dit nie. So hier is die dilemma, hoe bou Jesus sy gemeente? Skus? Iemand ietsie sê? Wat was dit? Noag gewees. Wat sê Noag? Nogal Noag. Wat sê Noag? So kom ons kyk 'n bietjie hoe bou Jesus. En ek dink die eerste ding wat moet gebeur, wanneer Jesus begin bou, gaan ons na Handelinge 2 toe vers 38. Kom ek lees van die bo af. En Petrus sê vir hulle, dis net nadat die Heilige Gees uitgestort is. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek dink hierdie is die eerste ding wat gebeur wanneer Jesus begin bou. En hy praat met mense. So, jy moet nou verstaan wat sê Petrus, die uitstorting van die Heilige Gees het nou net plaasgevind. Daar was 'n redelike skudding gewees, daar was redelik chaos gewees. Mense vra, wat is besig om hier te gebeur? En hulle is gewyn, jy weet, en daar is daai Jode wat saam met Jesus was, hulle het dronk verdriet en Petrus staan op en sê, kom ek sê vir julle wat het gebeur. Die Jesus wat julle gekruisig het. Dis hy wat alles laat gebeur het. En hier begin Jesus om sy gemeente te bou, deur Petrus. En Petrus praat met 'n skare mense, wat nie God ken nie, wat nie vir Jesus ken nie.
soos wat hy hom ken nie. En hier sê hy, bekeer jou en laat jou doop en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hier is die eerste ding wat Petrus doen wanneer hy met mense praat en ek dink een van die eerste dinge wanneer Jesus besig is om sy gemeente te bou, begin wanneer ons bekeer en ons laat doop sodat ons die gawe van die Heilige Gees kan ontvang. As jy 'n Gees ontvang het wat vir jou sê jy hoef jou nie te bekeer nie. Jy kan aanhou Sondag soos wat jy wil. Jy kan doen wat jy wil, wat jy nog altyd gedoen het. Jy hoef jou nie te laat doop nie. Kan ek vir jou sê? Dis nie die Heilige Gees nie. Ek weet nie wat se gees is dit nie. Sien, ek dink Jesus weet presies wat hy sê. Want hy weet presies wat hy wil bou. Hy is so versekerd oor hierdie gemeente wat hy bou, dat hy sê, die doderyk sal dit nie kan oorweldig nie. Ek is versekerd in wat ek wil hê. Ek is die skepper van heelal. Ek weet. Hoor vir my. As ek vir jou sê, jy hoef nie jou nie te bekeer nie. As ek vir jou sê, moet jou nie laat doop nie. Ek bou nie. En Jesus kan ook nie daarmee bou nie. Okay. As ek vir jou sê, ag, die Heilige Gees is maar net 'n foefie. Maar net 'n gevoel wat ouens, 'n atmosfeer wat ouens skep deur musiek en eintlik is dit maar 'n tipe van hipnose wat gebeur of jy weet, dis maar net 'n kundalini gees. Mag die Here genadig wees oor my. Want dit beteken ek staan teen dit wat die woord van God sê. Ek hoor mense sê vir my, ek het die gesprek met iemand gehad, spesifiek oor die doop. En die persoon vra vir my, hoekom moet ek my laat doop? Ek sê, want die woord sê so. My dominee het gesê, dis nie nodig nie. En ek staan so terug. Want dit voel vir my asof hier nou 'n ding van die hemel af gaan deurbreek. Ek wil nie deel wees hiervan nie. Dis die eerste ding wat ons moet doen. Bekeer jou. Dit sê nie, voel sleg oor wat jy gedoen het op daai oomblik. Nee, dit sê bekeer jou, dit wat ek gedoen het, the things I used to do, I do them no more. Waar's my toue? Jog, my toue is nou daarbo. Kry gou vir my daai toue asseblief seun. Sien? Hierdie toue vir my. Jog, iemand het dit weggesteek. OK. Ek sal hulle gebruik op my laaste diens. Is dit okay? Okay. Dit wat ek aan vasgehou het ek gelos en ek het omgedraai en ek het 'n keuse gemaak om Jesus te volg. Dis bekering. Dis nie meer okay om net vas te hou en te probeer dink ek gaan maar net heen en weer gaan, want hierdie is tog so lekker en ek wil ook nie dit mis wat daar voor lê nie. So kom ons try hierdie ene, ons probeer vashou en ons probeer vorentoe gaan. Dit gaan nie werk nie. Jy het nie tot bekering gekom nie. Ag, wie wat, ek sal my later laat doop en dis nie nodig nie en
eendag as ek reg voel, dan sal ek dit maar doen. Doen dit net. Die Heilige Gees, wees daai stemmetjie. O ja? Is dit die stemmetjie? Ek dink nie jy ken Heilige Gees regtig nie. Want hy's meer as die stemmetjie wat jy hom afmaak om te wees. Hy is God. Ek sien wat gebeur in die vroeë kerk. Heilige Gees word uitgestort. Hoor mooi, kyk gou wat gebeur. Die Heilige Gees word uitgestort. En kyk hoe is Jesus besig om sy gemeente te bou. Jesus sê nogal, hy sê ek moet weggaan sodat die Heilige Gees kan, want as ek nie weggaan, kan die Heilige Gees nie kom nie. Hier kom Heilige Gees. Kyk wat gebeur. Heilige Gees kom. Hulle het tot bekering gekom, hulle het hulle laat doop. Nee. Kyk wat sê Petrus, hy sê vir hulle, bekeer jou, laat jou doop. En ewe skielik bring die Heilige Gees mense bymekaar. Kyk wat doen die Heilige Gees. As jy lees in Handelinge 2, die laaste hoofstuk, Handelinge 2, die laaste hoofstuk, Handelinge 2, die laaste vers, wat sê hy? Hy sê in die laaste vers van Handelinge 2, ekskuus, waar bladsy plak vas in die ander ene. Hy sê, terwyl, en dag vir dag, vers 46, die tweede laaste een, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en guns was waar? In die kerk? Terwyl hulle in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Jy moet iets verstaan van wanneer Jesus besig is om sy kerk te bou, sy gemeente te bou, is die Heilige Gees 'n baie belangrike element. En dis wat die Heilige Gees kom doen, hy kom trek ons saam. En dan? Wat gebeur as hy ons saamtrek? Want ons sing, ons bid, ons preek, daar rympie, sing 'n liedjie, bid 'n bietjie, ons gee 'n tikkie. Dis dit. Ja? En nou? Wat nou? Nee, maar as ons nou iemand by mekaar kom, is nou nie meer so lekker om net op die vloer te sit nie. Is daar iemand wat stoele het? Dat ons kan by mekaar kom? Ja, daar staan in my garages daar 100 stoele. En ek het nog 100. En bring dit. Bring. Kom. Want dit is lekker om saam te wees. Dit is lekker om saam te sing. Is daar iemand wat kan gitaar speel? Ja. Iemand wat kan sang lei? Kom. Kom ons kom saam. Dit is lekker. En so kom die lekker en ons kom by mekaar en soos wat die Heilige Gees besig is daar dinge besig om te gebeur. En nou kom ons by die tweede punt van gemeentebou. Hier is die woord. Ons noem dit diensbaarheid. Want die eerste Sondag kom ons by mekaar en almal vat 'n stoel en dit is so lekker. Tweede Sondag kom jy agter, maar hier staan die stoel wat ek nog gebruik het hier onder die boom, en daai een staan daar. Ja, okay, kom ons doen dit weer. Maar nou kom jy agter, maar dit voel bietjie te mekaar. Dit is nogal opmerkend vanmôre, dat daar nie een venster oop is nie, en die waaiers waai nie. Waar is Johan? Hy is in die hospitaal.
Nou wat nou? Oh wel, kry julle warm. Dink aan sy. Is daar iemand wat warm kry? Moet ons hierdie waaier aansit? Moet ons hom nie aansit nie? Wil julle venster oop hê? Kan iemand vir ons sleutels gekry daar agter in die... Is daar iemand wat die vensters wil oop hê? Nee, well, alright. Jy sien, waaroor gaan diensbaarheid? Kom ons blaai na Romeine 6 toe. En in Romeine 6 praat hy en hy sê, jy weet, toe ons sondaars was ons diensknegte gewees van die sonde. Hy sê, maar nou, dat ons vrygemaak is ons diensbaar teenoor God. En wat ons nou doen, jy weet, doen ons nou vir God. Okay. Kom ons lees gou vers 19 asseblief. Hy sê, ek spreek menslikerwys. Hy sê, terwille van die swakheid van julle vlees, van net soos julle lede diensbaar gestel het, aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, stop ek gou net verduidelik. Want hy toe jy nog in die wêreld was, toe jy onbekeerd was, jy weet, wat doen ons Vrydag? Waar is die braai? Waar gaan ons vis vang? Ons maar 'n koelerboks bak, nee. En die girls gaan op 'n date, nee, 'n date, wat 'n girls night. Hy sê, kom ek praat met julle net soos wat julle dit verstaan. Het julle verstaan wat ek vir julle nou gesê? 100%. Hy sê, dis wat julle gedoen het. Hy sê, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Soos wat jy planne gemaak het vir Vrydag aand, soos wat jy planne gemaak het om te kuier en dronk te word saam met jou vriende en losbandig te lewe, en al hierdie planne in jou kop was en jy moeite en tyd aan gegee het. Hy sê, jy het dit gelos. Jy is verby dit, so nou wat jy nou moet doen is, nou moet jy jouself gee vir iets anders. Lewe vir iets anders. Lewe vir ander dinge. Vers 21 sê, sit hom gou op, dankie. Watter vrug dan het julle toegehaat van die dinge waarvoor julle nou skaam? Ja. Dis ja, hy volgende dag was jy maar babbelas gewees, hè. Jy het nie lekker gevoel nie. Jy het jou werk verloor. Want jy dronk by die werk aangekom. Dis die vrug. Dit is waar hy sê, maar nou is daar 'n ander vrug. Wat ons nie onsself voor hoef te skaam nie. So wat is die vrug wat ek nou produseer? Want ek is nou nie meer diensbaar aan sonde nie, ek is nou diensbaar aan die wil van God. Ek is nou diensbaar vir dit wat God wil doen. So 'n paar jaar terug, ek kan nie onthou wanneer dit was nie. 'n Paar jaar terug sê die Here vir ons moet elke Sondag nagmaal gebruik. En ons het elke Sondag van daardie Sondag af nagmaal gebruik. En elke Sondag wat ons nagmaal gebruik almal saam nagmaal. Okay? So kom ons hierdie jaar op 'n stadium. En Michelle sê vir my, weet jy wat? Ons sukkel. Ek sê, wat sukkel ons? Sy sê, niemand wil help met die nagmaal nie. Ek sê, dan gaan ons dit nie doen nie. Sy sê, nee. Die Here het gesê. Ek sê, ja. Maar as die mense dit dan nou nie wil doen nie, sien ons wil almal saam nagmaal gebruik, maar ons wil dit nie doen nie.
iemand anders moet dit doen. Ek het 'n plan gehad en ek dink nie die Here het van die plan gehou nie. Ek het een aand toe sê ek sit ek in die kerkraad en ons het dieselfde gesprek van diensbaarheid. Sukkel is dieselfde groepie mense wat altyd dieselfde doen. Altyd dieselfde groepie mense wat altyd beskikbaar en bereid is om alles te doen. En ek sê okay. Ek sê vir julle wat gaan ek nou doen? Ek sê ek gaan een Sondag gaan ek nie reël dat iemand preek nie. Ek sal preek. En ek sal daai Sondag, 'n spesifieke Sondag sal ek net nie opdaag nie. En ek sal nie hier wees nie. En almal sê nee, maar ek kan nie dit doen nie. Ek sê hoekom nie? Ek kan. En ek gaan. En ek wil dit doen. Want ek wil hê mense moet wonder, wat is fout met hierdie pastoor? Want hy moet preek. Hy moet vir ons bid. Wat ek wil hê is, ek wil hê ons moet verstaan, wat beteken dit om diensbaar te wees? En die verantwoordelikheid wat saam met dit kom. Ek noem nou nagmaal. Het God vir jou gesê, jy moet in die kerk wees? Net weer eens. Help my net gou. So, sy plan met jou was om deel te wees van hierdie kerk, dat jy niks hoef te doen nie. Terwyl hy eintlik besig is om jou te gebruik om sy gemeente te bou. Maar jy kies om nie iets te doen nie. Dit kan ons nie werk nie. So of Jesus se plan was nie reg gewees nie. Of hierdie gemeente gaan nie gebou word soos wat hy gebou moet word nie. Sien julle hierdie liggie hier bo my? Hy werk met elektrisiteit. Dieselfde eenheid wat jy betaal, of wat die bedrag wat jy betaal vir elektrisiteit, hou daai liggie aan die gang. En ek weet ons is almal onder druk. Kan jy glo as mense wat glo, hulle hoef nie 'n finansiële bydrae te lewer tot wat in hierdie huis aangaan nie. Nou wie moet dit doen? Dis eenvoudig. Kom staan gou hierso, asseblief. Staan net vir my daar, staan net daar. Kom jong man. Norman, kom help my gou asseblief. Gaan ek snaaks doen met julle nie? Okay, gaan net so 'n bietjie. Sit die monitors net gou af. Okay. Ekskuus, vat daar so, hy is te swaar vir my. Okay. Hierdie vat gou hierso asseblief. Okay, vat hom, tel hom op. Julle is sterk manne. Maak gou so. Hier is een wat nie gebruik word nie. Net vir jou wys, ek het gesê het gaan baie prakties wees. Kyk na die mense asseblief. So hier's elkeen se, draai net om asseblief. So hier's elkeen se werkie wat hulle doen. Okay, is jy alright? So hierdie is nie hierdie Sondag hier nie, maar hy moet iets doen.
So, jy kan dit nou nie doen nie, né? Gee dit maar daar by Joshua. Geef vir Joshua asseblief. Geef vir Joshua. Hy gaan jy hom kan dra? Ek kan nie los hom maar nie, los hom maar nie. Okay, nee, hou. Jy, nee, sit jy neer. So wat ook al gedoen moet word, iemand anders kon nie daai las vat nie. Want sy hande is vol. Okay? En Norman kom en hy sê, hy kan nie doen wat hy moet doen nie, so wil jy dit nie vir Eddie gee nie, want sy hande is nou leeg. Al sê, jy kan maar gaan sit nou. Okay. So nou is Eddie besig met iets anders. Okay? Hy is besig met iets anders. Maar wat doen sy speaker nou? So hoe gaan daar kontinuïteit wees? Dit gaan nie werk nie. Okay? Het Jesus vir julle gesê, julle moet in hierdie kerk wees? Jy kan maar neersit. Okay? Maar ek wil julle moet dit sien. Dat is 'n rede hoekom jy hier is. As jy vandag vir my sê, wel, ek hoef nie 10de te betaal nie. Wie het so gesê? Nee, ek voel ek hoef nie 10de te betaal nie. Hoekom? Nee, ek hoef net nie. Iemand anders kan dit doen. So ons pak op ander mense. Ons verantwoordelikheid wat ons moet nakom. Okay. Kan ek vir sê? Die belofte en die seën wat daaraan gekoppel is aan 'n 10de sal jy nooit ervaar as jy nie dit doen nie. Okay? Julle kan gaan sit, julle pragtige manne. Hy is getroud. Hy is klaar gevat. Soek julle 'n goeie pastoor wat na die gemeente toe moet kom? Dink julle God het 'n plan met 'n pastoor hiernatoe? Hoor nou wat ek vir jou sê. Betaal jou 10de. Want dit gaan 'n pastoor in staat stel om te kan kom. As ons dit nie doen nie, moet hierdie pastoor soveel ekstra doen, sodat hy aan die lewe kan bly. En hy gaan nie genoeg plek hê vir alles nie. Doen wat jy moet doen. Wees diensbaar. Kom ons gaan aan. Diensbaarheid, hoor mooi. Diensbaarheid skep waardering. As jy nie diensbaar is nie, dan worry jy oor niks. So 'n paar sondae terug, het julle gesien die gras was baie lank geweest. Wie het gesien die gras was baie lank? Okay. So ek ry hier in en ek tel die weke en ek sien hierdie gras moet gesny word. 2 weke gaan verby, die gras word nie gesny nie. 3 weke gaan verby, die gras word nie gesny nie. Die bossies groei oral. Dit lyk onnetjies. 4 weke gaan verby, bossies word nie gesny nie. Ek sê, hey,
Ek bel die tesourier. Ek sê, waar is ons tuindienste? Betaal ons hulle? Ja. Ek sê, wanneer laas het ons betaal? Is die betaling deur? Ja, die betaling is deur. Dis die bedrag. Ek bel die tuindienste. Ek sê, hoorie, ons bel net vir tuindienste. O nee, ons het 'n jaar terug het ons die tuindienste oorgegee vir iemand anders. Ek sê, okay, ek soek jou daai ou se nommer dan, asseblief. Bel die persoon. Ek sê vir hom, hallo, ek is Galwie Pretorius, ek is die pastoor van die Volle Evangelie Kerk. Hy sê, o, hallo pastoor. Ek sê vir hom, daar's 'n rede hoekom ek jou bel. Ja, nee, ek weet, daar's 'n rede hoekom jy my seker sal bel. Jy worry oor jou gras wat so lank is, nê? Ek sê ja. Ek sê, so verduidelik vir my, hoekom sny jy nie ons gras nie, maar ons hou aan betaal. Hy sê nee, ons het ophou gras sny, want ons het 'n jaar terug laas betaling gekry. Ek sê nee broer. Ek sê, gee vir my jou besonderhede. Ek stuur vir jou al my state, dat jy kan sien ek het betaal. Ek sê, maar dis baie duidelik, jy het nie betaling ontvang nie, want 'n jaar terug het jy die besigheid oorgeneem. En jy het nooit vir ons die nuwe rekening gegee nie, so ons betaal nog in die ou rekening. Ja, dit is so. Ek sê so, ek weet nie wat intern by julle gebeur het nie. Maar ons het betaal. En hy sê, geen probleem. Hy verstaan, die gras moet gesny word. Okay? So wat ek sê is, dit pla my as die gras lank is van die kerk. Want ek is die pastoor van die kerk, en as goeders wat ek doen hierso, wat julle nie sien nie, wat julle nie van weet nie, maar ek het waardering vir wanneer gras gesny word. Ek het waardering vir wanneer ietsie gebeur. En omdat ek besig is, ek sal opgaan en ek sal byvoorbeeld kyk, ek sê, ons moet 'n bietjie daar verandering maak nou. Daai damp lyk of dit nou 'n bietjie deurkom. Ek sal oploop en ek sal na 'n lig kyk wat nie werk nie. Hoekom werk daai lig nie? Maar ander mense dit plan nie, is net 'n lig. Maar ek is verantwoordelik. Ek is die pastoor hierso, so dit voel anders vir my. En weet jy, wanneer jy begin 'n diensbaar word, nee. Weet jy in die nagmaal? Soms, daar, steek hande op, Hansie, dankie, ja, ek sien daai hand. Hoor, so, die wat nagmaal doen, dis vir hulle belangrik, dat die nagmaal reg gedoen word. Hulle het waardering vir dit. Sal Michelle sê, hoor hierso, daar's 2 botteltjies weg. 2 botteltjies is missie. Sê die probleem, ons het nog. Maar dit pla niemand anders nie. Maar eintlik, met hierdie wat hulle doen, neem hulle eienaarskap. En dit maak hulle deel van 'n groter prentjie, sodat alles werk. Kan ek vir jou hierdie sê? Diensbaarheid kom voor bediening. Want dis die derde punt. As jy 'n bediening het, en jy wil nie diensbaar wees nie, dan gaan dit oor jou. En nie oor God wat verheerlik moet word nie. Wat sê ek vir jou? Ek sê vir jou, Jesus is besig om sy gemeente te bou. En ek sê hierdie dinge nou vir julle, want nou meer as ooit van tevore moet hierdie liggaam saamtrek en saam beweeg en verantwoordelikheid neem. As ek vir jou sê herlewing is op pad, dan dink ek, glory, glory, glory. Weet jy waaraan dink ek as ek sê herlewing is op pad? Jesus baie werk. Jesus baie werk. Wil ek dit hê? Ja! Van die koninkryk moet gebou word. Ek is opgewonde oor die feit dat dit wat Jesus sê, hy is besig om sy gemeente te bou. Ek is opgewonde om te sien hoe dit manifesteer.
Hierdie grys hare kom nie van te veel slaap nie. Ek verlede jaar is ek al in Leidenburg en Jaden is nou 'n nuwe kind en so ontmoet ek 'n ouer en ons seuns is in dieselfde klas en hy sê, hallo pappa, kyk, hier's daai vriend van my se mamma. En ek gaan na toe, ek stel myself voor en sy kyk vir my en sê, hallo oom. Ek sê, ek waardeer dat jy my oom noem, maar jy kan my op my naam. Nee oom, ek is reg geleer. Ek moet respek hê vir my ouer mense. Ek sê vir ek weet hierdie is nou baie onverpas, maar sê net vir my wat se jaar is jy gebore? Sy sê 1975 oom. Ek sê ek is in 1977 gebore. Ek is jonger as jy. Noem my Gawie. Sorry oom. Nee, ek sê nie om 'n pastoor te maak jou grys nie. Dis lekker om diensbaar te wees in die koninkryk van God. Sê vir my Efesiërs 4 vers 11 tot 13 op. Hy sê en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Sê dit? 12. Het jy 12? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Tot die? Sê gou daai woord. So kom die mense. Hoor ek. Hulle kom kerk toe. Maar dan sê hulle vir mense wat kerk toe kom, jy moet ophou want jy gaan hel toe gaan. Dit bou nie. Ja, ons almal is besig met heiligmaking. En ons moet mekaar ondersteun. En ons moet mekaar lief hê. En ons moet toelaat dat die Heilige Gees werk. Met die oordeel waarmee ek oordeel, gaan ek geoordeel word. Hierdie is 'n familie. In hierdie familie maak hierdie pastoor foute. Selfs foute wanneer ek soms preek. En as ek dankbaar is, iemand my help en sê, hey, kyk hierna. Dan sê ek, sorry. Dis in my hart nie, is my intensie nie, maar hier is wat ek gevoel het. En ek sal maklik jammer sê. En ek sê dit, want moenie dink dat om 'n pastoor te wees, moet jy perfek wees nie. Ek het emosies, ek word kwaad. Maar as ek sondig in my emosies sal ek gaan jammer sê. So hier is ons saamgegee tot opbouing van die liggaam van Christus. Klomp bedieninge. En al hierdie bedieninge pas in en werk saam. En Jesus gebruik dit om sy gemeente te bou. Jesus gebruik jou, hoor mooi, om sy gemeente te bou. En daarom moet jy nie onttrek nie. En ek wil vir jou vra om in te skakel en deel te wees van dit wat God hierso doen. Jesus bou sy gemeente deur ons. Maar wanneer die ons gedeelte van Jesus wat die gemeente bou, nie in plek is nie. Hoor mooi. Dan gee ons rede vir duisternis
om te heers. Maar Jesus het gesê, dit sal nie gebeur. Ja? Wanneer daar sekere dinge in plek is. Wanneer ons gawes gebruik tot die opbouing van die koninkryk. Wanneer ons diensbaar is en saamwerk na wat God se plan is vir sy gemeente. Ek wil vanmôre afsluit met hierdie woorde. Wees diensbaar. Hoor mooi. Wees diensbaar. Vul jou plek. Hoor mooi. Herlewing is op pad. Kan ek dit weer sê? Wees diensbaar. Vul jou plek. Herlewing is op pad. En op hierdie noot wil ek saam met jou nagmaal gebruik. Dankie. Baie interessant dat die een wat sê, hy sal bou, die perfekte offer vir jou word en vir my word, sodat ons sy boustene kan wees. Is asof hy presies weet, hoe om sy plan in werking te kry. Ek wil 'n getuienis bring voordat ons hierdie doen. Ons lewe is oral op hierdie stadium. Weet, ek sien nou net meer in Sabie nie, of in Leidenburg nie. Kom ek verduidelik gou vir julle, hoe werk God? Net ietsie in ons lewe. So verlede jaar begin ons Leidenburg toe gaan. Ons ken niemand daar nie, ons weet niks nie, en ek sê, Here, wat doen U met my hier? Hoe werk hierdie dinge? Ek wil nie in Leidenburg wees nie. En die Here verlos my nie uit Leidenburg uit nie. Hy hou my daar. So kom ons by 'n plek uit, wat vir ons genadig is 'n koffiewinkel, baie mooi omgewing van julle het al vir my kom kuier daarso. En die Here gee vir ons guns, en die mense sê, kom sit elke dag hierso. Julle hoef nie elke dag van die menu af te bestel nie, bid net vir die koffieshop asseblief. En ons sê, ons sal maar bestel ook. Ja, ons bestel. Bring julle eie kos as julle wil. Kom sit net hierso. Maar sê, Here, dankie vir die oop deur. En ek verstaan nog steeds nie hoekom ek in Leidenburg moet wees nie, maar dankie, Here. So leer ons die eienaar ken, en ons leer mense van die koffieshop leer ons ken, en so is daar geleentheid waar daar nie 'n bestuurder is by hierdie koffieshop nie, en dinge is so bietjie de mekaar. En 'n vriendin kom van iewers van die ooste af wat daar werk, ek dink Abu Dhabi. Ek weet nie. Kom in daardie tyd oor, en die vriendin help toe nou om die plek te bestuur. En net voor die vrou moes teruggaan, raak haar pa baie siek. En sy moet langer bly. En deel van hierdie langer bly, leer ons hierdie nuwe bestuurder ken, en vra, waar is ons, en wie is ons, en hoekom is ons elke dag hier by die koffieshop, en so leer ons mekaar ken, en na die begrafnis, toe gaan die persoon weer terug na die ooste toe. So 'n paar weke terug kry ons nuus, dat ons Potchefstroom toe gaan, en alles is de mekaar. My seun moet agterbly in Leidenburg.
sy matriekjaar. Dit breek my hart. Ek sê, Here, hoekom moet dit so werk? Ons moet blyplek kry vir Jaden. So soek ons, en dit is nie reg nie, en ons voel nie reg nie, en ons kom net nie reg met die regte plek nie. En ek onthou, daar's 'n vrou in Abu Dhabi. En ek bel die persoon. Ek sê, dis ons situasie, weet jy van iets? Ja, ek weet van iets, sê sy. Jou seun kan nou by ons kom bly. Kyk waar het God begin. Kyk waar is ons nou. En ek wil jou bemoedig vanmôre en vir jou sê, God se plan vir jou lewe is nie klaar nie. Kan ek vir jou sê, die storie is nog nie klaar nie. Al wat jy nou hoef te doen is, soos wat die Here nou vir jou sit om te doen. Wees getrou aan wat die Here vir jou gee om te doen. Wees diensbaar. Leef jou bediening uit. Soek die wil van God. En deur al hierdie dinge te doen, hou jy jou op die pad wat die Here vir jou instoor het, om jou by plekke uit te bring, wat jy nooit op jou eie sou kon doen nie. En ek wil vanmôre vir die bouer met alle respek gesê, en ek verkleineer nie Christus deur dit te sê, die bouer van my toekoms, jou toekoms, hierdie gemeente se toekoms, dat hy vir ons die perfekte offer geword het. Ek weet nie wat gebeur oor 'n jaar nie. Maar ek weet een ding, solank as ek aan hom vashou, hierdie storie is nog nie klaar nie. Hoor gemeente, hierdie storie van hierdie gemeente is nog nie klaar nie. God is nie klaar met jou nie. Dankie Jesus vir die perfekte offer, die perfekte lewe, vir u genade, die Heilige Gees, en die belofte wat u sê, dat u ons nooit alleen sal los nie. Kom ons eet saam. En die bloed, wat die bekragtiging en die vervulling van die offer is. Die bloed wat gevloei het, Here Jesus, wat ons sondes kom skoon was het, wat die verlede van ons kom wegvat het, sodat ons in hierdie nuwe verbond kan instap, wat u vir ons instoor het, 'n nuwe dag, met nuwe geleenthede. Alles deur wat u gedoen het. Heilige Gees, ons wil vanmôre onsself beskikbaar stel, om deur u gelei en gebruik te word, vir die opbouing van die koninkryk. Ons bid, soos u ons geleer het, Here Jesus. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ons bid, laat u koninkryk nie gaan nie wag nie. Nee. Ons bid, laat die koninkryk kom in elkeen van ons se lewens,
In alles wat ons moet doen, ons bid, laat U wil sal geskied. Soos in die hemele. Ons bid ook, Here, dat dit sal manifesteer hier op aarde. Aan U behoort die heerlikheid, die krag en die koninkryk. Tot in ewigheid. Amen. Dis nie die volle gebed nie. Jy kan gaan lees. Matteus 6. So ek het nog een preek oor in hierdie gemeente. My laaste preek gaan 'n celebration wees. As 'n liedjie wat, as jy die persoon ontmoet wat die liedjie geskryf het, hy sê, look what the Lord has done. Ek wil sê, look what the Lord is going to do. Maar eers wil ek dit 'n celebration maak. Ons is lief vir julle, dankie vir julle almal. En almal wat saam met ons bid, moet asseblief nie bid dat ons nie moet gaan nie. Okay. Almal wat saam met ons bid, en vir julle seëninge wat julle uitspreek oor ons. Ons voel dit alles. Elke briefie wat geskryf was met die waarderingsdag, elke mooi gebaar, elke geskenkie, dankie. Okay. Sê net vir die ou langs jou, en dan is ek klaar. Dan gaan ek jou groet by die deur. Hierdie storie is nog nie klaar nie. Amen. God is met julle.